So, soek jy 'n pivot tyre? Nee, nie enige een nie. 'n radial een wat enige rigting loop. Ek is hier by Zematic, nee, op Agritechnica. Ek praat met Timo, hy gaan my gou hierdie besigheid verduidelik. Hoe presies, waar, wat? Hoekom soek jy daai ding? Timo, hoe lyk dit? Goed nie, André. Nee, wat doodstil, rustig. Dis mooi. So, vandag wys jy my nou iets wat jy nou sê is, gewoonlik praat ons oor die high-tech goed, nee. Ja. Nou gaan ons weer terug na amper wil sê low-tech tipe van houe, Ja. maar is nog steeds high-tech en low-tech, Ja. nee. Ek dink ons sê altyd moenie die wiel herontwerp nie. Maar hierdie keer het ons. Ons het genuinely die wiel gaan herontwerp. Verduidelik my bietjie. So die ouens wat besproeiing ken, almal weet om vas te sit is terrible. Om jou wheel tracks te manage is absoluut horribaal. Dit kos jou 'n pophuis vol geld. Niemand hou daarvan nie. En ons is gewoond aan 'n crossply en 'n bias ply band. Ons Ja. het selfs die Zematic pivots vir baie jare met bias ply bande verkoop. En hier het ons met ons nuwe herontwerpte wiel uitgekom. 'n non-directional radial band. Okay. So. Nou, eerste ding is, hoekom het julle radial gegaan op hom? Andre, Kyk, jy kry tegnies radial tyres wat jy kan opsit. Ja. Jy kan 'n trekker tyre op jou pivot sit, basically. jy kan, Maar dit is jy kan dit is duur, maar my vraag is dit, hoekom wil jy 'n radial op 'n pivot gaan is? Hoekom wil jy 'n radial op jou trekker hê? Wel, hy hou langer. Hy hou langer, exactly my punt. Ek kan jou waarborg dat ons Zematic fabriek wat ons hierdie bande by maak, ons gaan nie die bank breek nie. Ja. Dit gaan 'n rapsie duurder wees as 'n crossply. En vir die maand van November, vir elke Zematic pivot wat ons verkoop, mahala. Kom hy net so by. Kom hy met radiobande by. Maar wat hierdie band spesiaal maak, So as jy 'n pivot soek in November is jou maand. is jou maand verseker. Maar wat hierdie band spesiaal maak, is die non-directional lugs op hom. Ja, nou So, verduidelik my 'n bietjie hoe werk die storie dan. so jy kon in die verlede kon jy altyd 'n radial tyre op 'n pivot gesit het, maar hy was directional geweest. Ja. Maar vir ouens wat half sirkels en sulke goed hardloop, raak dit besondersbaar moeilik as jou pivot in reverse hardloop. Jy het nie daai traksie nie, jy sit vas, jy maak dan dieper spore, dan is die radial nie meer eintlik so. Ek gaan onthou dis net ja, dis nie baie lankie dat jy tyres wat verskillende rigtings kyk. en Exactly. al daai goed. En hulle wear ook nie lekker af nie in jou radkaste. Ons almal weet, radkas op 'n pivot is 'n baie duur komponent, maar hulle wear dan ook uit en dit kos jou 'n klomp geld op 'n einde dag. So ons het 'n non-directional geontwerp. Hy het 'n lug hierso wat help dat hy nie gly in die modder nie, Ja. wat baie belangrik is op die ou einde van die dag. Maar ek dink die grootste benefit wat ons hierso wen is, jy kan hom teen laer banddrukke hardloop wat vir jou 'n beter traksie gee. So jou wheel tracks is nie so diep nie. Minder water wat in die spoor gaan, minder gebasverliese en dit kos jou as boer minder geld om alles te onderhou. Ek neem aan ek kan die laer banddruk doen omdat die manier hoe hy ontwerp is en dan wat ek sien is hier wat ek regtig van hou is wat jy met 'n gewone tyre kry is mos nou rond hier op die kante, Ja. hè. Dit lyk of hulle hom regtig hulle het hom 'n square tipe design gegee en omdat dit 'n radial is kan jy hom op lae banddruk hardloop. Ja, so jy kan hierdie band onder 'n bar hardloop op 'n spotpunt wat amper ongehoor van is, maar hy loop fenomenaal goed. Sanderige gronde, great. Hy werk super goed in hom. Selfs jou dik swaar turfgronde werk net so goed daarin. En op die einde van die dag gaan met maar oor onderhoud. Dis ligter op jou masjien, minder strukturele skade wat jy op doen oor die lang termyn, want hy het nie daai in Engels daai jerk action wanneer jy jou radkas inskop nie. En asook is dit maar net op die ou einde van die dag minder maintenance vir jou om in en uit die veld te gaan met 'n pivot wat vassit. Hoekom het julle nie net 'n staal tyre gaan bou? Soos wat baie van die ander ouens doen wat nou in die mark inkom met 'n rubber loopvlak of wat ook al. Andre ons het actually so ding. Maar ons het gesien hy het gewerk in baie markte, maar ons het gesien vir Suid-Afrika. En Afrika is hy nie altyd so mooi gepas voor nie, want struktureel maak hy skade op jou struktuur, want die rubber gee nie mee nie. So as jy weet as daai center drive inskop het, is so heeltyd 'n ruk motion op jou struktuur, so dis nie goed So die rubber maak daarom dat ek 'n bietjie spesiale cushion daarso. Ja, hy absorbeer baie van die skok en daai ding is ongelooflik duur. 4 keer die prys van 'n gewone band. Okay, want die ander nice ding is ek het klaar die rims. Nee, Exactly. ek kan net die tyres opsit. Jy kan net die tyres opsit. Aha. En wat ek nou maal en deel met die lae banddruk storie,
is ek gaan ook nie nommer 1 radial tyre gaan nie so vinnig papwiel kry nie. Exactly. Nee? Want 'n crossply ding hoort een plek. Dis nie asblik. Dat ek dit is nie. Hy net hierso. Ja, hulle het my reg gehoor, as jy 2 keer tyres wil koop, dan sit jy crossply op jou trekker. Nee, selfe storie hierso. Ons gaan nou aan. Nee. Dis net my 2 sentokkie insit. So as jy dan nou nommer 1 gaan langer hou, nommer 2 omdat jy hom op die laer banddruk en goeders kan hardloop, gaan jy waarskynlik kry dat hy nie so maklik vassit soos wat ewen jou staalgoeders ensovoorts gaan vassit nie. Dis as jy gaan duine ry dan blaas jy jou bakkies tyres af. Selfde storie. Maar ook jy gaan nie die radial tyres so vinnig in sy lorry trap soos wat jy op die sidewalls, soos wat jy op crossply doen. Want jy het 'n pophuis vol staal in die sidewalls, soos wat jou kar se band of jou bakkie se band en trekkerbande op het. Jy weet, jou groot ouens met die groot trekkers wat swaar rippers so goed moet sleep, jy harke baie banddruk, 'n bar, 0.9 party van die voorbande. So jy daai konsep en daai prinsip draai jy net so oor na jou spulpunt toe ook op die einde van die dag. Okay. Nou bel ek julle. En dan sê eers dan wat jy vir my sê, is Janie, jy skool het hom op Agritechnica gesien, maar ons het nog nie stokkie. Nee. Andrei, ek waarborg jou, daar's genoeg stok in ons in Bellville in die Kaap ons fabriek. Ons het baie stok daar. Soos ek gesê het ons het seker gemaak vir die maand van November, alle spulpunte wat uitgaan reg oor Afrika, nie net Suid-Afrika nie. Gratis opgradering na 'n non-directional radial toe vir jou as boer. Uitstekend. Timo, dankie baie. Nou daar's nou oulike dinge as ek al eers gesien het, nê. Best of both worlds. En as jy dit sien, is dit so eenvoudig, nê. Maar hoekom het hulle dit nog nooit gedoen nie? Dis my vraag. Andrei, kan nie vir jou sê nie. So, kry jy 'n non-directional radial, half-ray pivot. Jy weet wat 'n ene nê vir jou grys hare gee. Sit hom net daarso op. En die nice ding is ek kan hom net aan die een kant begin opsit as ek moet, nê. As jy wil, ja. Jy kan selfs matig ook begin. Magtig. Linkie bo of onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Space af. Low Tech by Agritechnica.